Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 10de Desember, Koffiekuier 907. Ons loop so stadig na die einde van die jaar toe en ek gaan nou vir jou ietsie meer sê oor die koffiekuiers vir die res van Desember. Maar vanoggend wil ek so 'n bietjie met jou gesels verder na aanleiding van Lukas 3. Daar die eerste 6 verse, wel eintlik tot en met vers 18 in totaal. Maar ons gaan eerskomende naweek weer by Lukas 3 stil staan, maar dan nou meer op fokus op vers 7 tot 18. Maar as ons nadink oor hierdie hele gedagte dat Lukas ons vertel van Johannes wat die padmaker was, die een wat die weg berei het vir Christus se koms, die een wat die mense voorberei het om op die ou end met verwagting uit te sien na die Messias, dan is daar 'n klomp goed in hierdie verhaal wat 'n mens eintlik opval. Van uitstaan mense, van iemand soos Johannes wat letterlik in die konteks van destyds uitgestaan het. Hy was hierdie vreemde karakter wat klere van vel gedra het, dierevelle, wat heuning en veldheuning en sprinkane geëet het. Maar Johannes was ook die een wat nie geskroom het om die woord van die Here te verkondig nie. Om die mense van sy tyd, hoofsaaklik Jode dan nou ook vanuit die ou volk Israel het, om hulle op te roep om te sê, moenie so seker wees van julle, kom ons sê nou maar erflatenskap of erfenisskap van God nie. Daar is 'n lewe daar wat daarby pas. Nou, Malcolm Gladwell is 'n skrywer, hy het 'n hele paar blitsverkopers al geskryf, Blink en Tipping Point en so aan. Hy het so 'n klompie jare gelede 'n boek geskryf met die naam van, of die titel The Outliers. En hy gebruik hierdie pragtige boek eintlik om te vertel van mense wat uitstaan in die samelewing, mense wat op 'n manier goed doen, wat net maak dat hulle raak gesien word, dat hulle uitstaan in die konteks waarin hulle leef. En dan gebruik hy hierdie verhaal eintlik om ons daar bewus te maak van, om te sê, maar ek en jy het ook die roeping om outliers te wees, om uitstaan mense te wees. En Johannes was so 'n persoon. Johannes was die een wat eintlik die pad gereed maak, ook vir my en jou hier in Adventstyd, om te kan sê, ek kan uitstaan vir die koninkryk van God. Nou vriende, as 'n mens nadink oor die hele ding van Johannes, die boodskap van Johannes, soos wat Lukas dit vir ons opteken, dan gaan Johannes en hy berei eintlik die mense voor, maar hy roep hulle op tot bekering. Hy roep hulle op tot 'n nuwe toewyding aan God. Nou, ek gaan nou DV eerskomende Sondag by die Kuierkerk, onder by Eerste Laan, gaan ek die woord bedien en 'n bietjie praat oor wat beteken bekering. Wat is die woorde wat Johannes hier gebruik, wat Lukas gebruik van Johannes, om vir ons te sê, wat beteken dit om te draai? Nou, ek wil nie nou vooruitloop met hierdie hele gesprek nie, ek sal Vrydagoggend 'n bietjie meer daaroor sê. Maar as 'n mens dink aan Johannes se boodskap, dan staan sentraal vir my daar in Lukas 3, waar Johannes dan nou van Johannes gesê word, Lukas sê, hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig dat die mense hulle moet bekeer. En dan hierdie woorde, dan sal God hulle sondes vergewe en moet hulle laat doop. En natuurlik is daar so 'n bepaalde doopbeskouing wat hier na vore kom, wat nie noodwendig in die gereformeerde teologie lekker sit nie, want ons het 'n baie groter teologiese verstaan van die doop. Maar die punt is dat Johannes verkondig het bekering, maar met hierdie stertjie by van vergifnis. En dit is verskriklik belangrik, want die evangelie kan net goeie nuus wees as jy opgeroep word tot bekering, maar daar ook reeds gepraat word, reeds vertel word van die vergifnis wat daar by God is. En vriende, interessant, ek lees die afgelope tyd nou nogal 'n paar keer goed bietjie oor vergifnis ook, in 'n ou se eie bediening waar jy mense begelei om ander te kan vergewe, om hulle self te kan vergewe, om vergifnis voor God te kan kry. Lees ek nou 'n ander dag 'n interessante ding dat Margarita Lasky
Sy het blykbaar 'n menseregte, sekulêre en humanisties aktivis gewees, skrywer in Amerika, maar wat baie op humanisme gewerk het. Dat sy kort voor haar dood, as ek dit reg onthou, het sy in 1988 vir iemand gesê, sy is jaloers, hoor mooi, op die Christene, want hulle glo dat daar 'n God is wat vergewe. Dit is verskriklik belangrik, hierdie woorde. Sy sê, ek het niemand by wie ek kan hoop om vergifnis te kry van dit wat ek oortree het. Ek ander dag 'n dingetjie gelees wat 'n psigiater in Amerika ook gesê het, dat as meer mense regtig geglo het in die vergifnis, soos wat ons as Christene sê ons doen, so baie minder mense met allerhande emosionele en mental health issues gesit het. Want vergifnis van 'n godheid maak ons vry om juis te lewe soos wat die God, ons God, wil hê ons moet leef. En dis Johannes se boodskap. Dis waarvan Lukas ons vertel. Johannes wat sê, maak die pad vir die Here gereed, ons wil voorberei om sy koms te vier, bekeer julle, want God wil vergewe. God wil ons oproep, hy wil ons bring op hy punt van ons lewens kan gee, soos wat hy bedoel het, dit moet wees. Daaroor gaan ek Vrydag 'n bietjie meer praat. Ek wil jou uitnooi, hier so op die, kom ons sê maar vooraand van Kersfees, om so 'n bietjie na te dink oor jou eie lewe, en waarheen is die pad wat jy met jou lewe op hierdie oomblik loop? Wat is die koers waarin jy inslaan? En is dit dalk 'n pad wat vra vir omdraai, vir bekering, vir 'n stuk skuldbelydenis, om te sê, Here, ek het droog gemaak, hier is hierdie goed in my lewe wat ek weet nie reg is nie, ek kan aan self eintlik niks doen nie, en daarom bring ek dit na U toe. Want vriende, wanneer ek en jy by daardie punt kom waar ons in God se teenwoordigheid vergifnis kan ontvang, dan kan ons Kersfees vier. Dan kan ons die goeie nuus van Christus se geboorte regtig vier, want hy het juis gekom, sodat ek en jy vryspraak, vergifnis kan beleef en in die regte verhouding met God, die Vader, kan leef. Mag ek en jy vandag so 'n bietjie nadink oor ons lewe. Mag ons omdraai, koers aanpas. Mag ons God se vryspraak beleef, sodat ons kan Kersfees vier. Kom ons bid saam. Here Jesus, wanneer ons vanmôre voor U stil raak, dan weet ons dat U ons elke dag deur die Gees oproep om ons lewens opnuut weer aan U toe te wy. Dat ons elke dag as ware moet kyk, waarheen is ek op pad, en is dit die pad wat die Here wil hê ek moet loop, en dat ons dan met U genade en onder leiding van die Gees kan omdraai en sê, nee, ek wil nie my eie pad volg nie, ek wil die pad loop wat God wil hê ek moet loop. En dat ons dan in die proses ook soos Johannes 'n outlier sal word, 'n uitstaan mens, waarin 'n ander dag kan kyk en kan sê, ek kan sien dat hierdie persoon God volg in sy of haar lewe. Dankie Here Jesus dat ons kan weet dat U vergewe, dat U bereid is om ons altyd 'n nuwe begin mee te maak, en dat U ons juis oproep om so te leef, dat U koninkryk, die goeie nuus daarvan, kan inbreek in hierdie wêreld waarin ons leef. Ons eer U daarvoor, en ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, geniet jou koffietjie vandag dan ook. Ek wil dit tog nou al sê, Vrydag, DV, eerskomende Vrydag, die 13de, gaan ek afsluit met die koffiekuiers vir hierdie jaar, so inleidende gedagte dan nou oor Sondag wat kom se erediens. Ek is dan nou amptelik van volgende week af met verlof, en gaan dan nou eers weer die 13de Januarie, as ek nou reg onthou, begin ek weer werk, so vir die volgende, kom ons sê maar maand, gaan ek so 'n bietjie 'n breek maak van die koffiekuiers. Intussentyd, ek sal vir Kobus vra, of wie ook al by ons hier so in die gemeente is, om nog steeds vir jou die skakels van die eredienste aan te stuur, as jy wil inskakel by ons eredienste, maar Vrydag gesels ek so vir 'n laaste ronde in 2024 met jou. Geniet jou koffie, geniet jou Dinsdag, en mooi loop.